God se woord sê vir ons duidelik wat ons mag doen en wat ons nie mag doen nie. En die duiwel is geen genade met hom. Geen genade, die duiwel het geen genade. When you open the door to him, he's a destructive monster. He will destroy you. So don't open the door to him. And when you open the door to him, ask for forgiveness. Immediately. Moenie die lotto gaan speel nie, ek waarsku jou. Jy mag vanaand dink, ag ek praat twak. Jy maak dit deur oop vir Satan. Dis net drugs, dan is jy gehoek. Dis soos enige ander sonde. Bly weg van pornografie af. Daar's niks, ek gaan vir jou snaaks klink, of miskien vir al die vrouens. Daar's niks fout met 'n vrou se liggaam nie. Maar dis die welis, die gees wat haar dryf om haar te ontbloot aan elke man, want 'n vrou is gemaak vir een man. Sê 'n vrou is gemaak vir een man. Net een man. So wat is die sonde? Die sonde is nie haar liggaam nie, hoor. God het 'n vrou se liggaam baie mooi gemaak. Maar hy het hom mooi gemaak, hy het haar liggaam mooi gemaak vir een man. Sê vir een man. Dis die sonde van pornografie. Een vrou wat mooi pragtig is, deur God gemaak is, wat haar skoonheid en mooiheid ontbloot vir honderde mans in die vorm van pornografie. That is demonic. Say that's demonic. That's satanic. Okay? So, moenie dink daar's iets fout met seks nie. Moenie dink daar's iets fout met intimiteit tussen 'n man en 'n vrou nie, maar tussen een getroude man en een getroude vrou, en dis heilig. Sê vir jou langs jy, dis baie heilig. Ek sê vir jou, is een van die heiligste dinge wat God ingestel het. En die duiwel het so verdraai dat mense nie eens meer weet is heilig nie. En vrouens beskou dit as 'n groot werk om hulle mans te behaag. Luister, wanneer 'n vrou en 'n man mekaar genuine regtig liefhet. In intiem verkeer. Intimiteit is nie net vanaand in die bed nie. Intimiteit, nee, is hoe ek na my vrou kyk, hoe ek aan haar vat, hoe ek haar respekteer. Of ek vir haar kan koffie maak, of ek vir haar kan badwater intap. Om binne in haar oë te kyk en sê ek like jou, ek stief vir jou. Dis waar intimiteit begin. En die normale uitvloeisel van daai liefdesverhouding het niks te doen met welis of 'n dierlike welis nie. Maar is die normale uitvloeisel is dat hulle een word. Sê die normale uitvloeisel van intimiteit is dat hulle een word. Ons is nie diere nie. Dit gaan nie om jouself te bevredig. Seks is nie daar om die man te bevredig of die vrou te bevredig. Dis intimiteit, sê een word. Want dit wys, is 'n vingerwysing van Jesus en sy kerk. Ek meen, ek verkeer intiem met Jesus. Ek verkeer intiem met my Vader. Maar veral met Jesus, want ons is die bruid van Christus. En daar is geen groter vervulling as wat die Heilige Gees binne in my inkom nie. Halleluja. Daarom het God die huwelik so geskep, dat dit 'n voorbeeld is vir Jesus se verhouding met die kerk. Net soos wat daar intimiteit en vervulling is in seksuele intimiteit, wat nie nagemaak kan word deur enigiets anders nie. So is daar niks wat jou so kan vervul, soos die invulling van die Heilige Gees en God se liefde binne in jou hart. Wat was die eerste sonde gewees? God het gesê, van die boom, van kennis, van God en kwaad, mag jy nie eet nie, want jy van daai boom eet, sy versekerlik sterwe. Wat was die eerste sonde? Sê ongehoorsaamheid aan God se woord. Wat was God se woord? Dit is nog op papier daar, maar God het gesê. Dit was die eerste sonde, is rebellie teenoor God. Die eerste sonde wat daar was rebellie teenoor God. Dit was Satan wat gerebelleer het teenoor God in die hemele, en hy's 'n rebel in sy hart. En toe mislei hy Adam en Eva om ook te rebelleer teen God. Want hy kom by Eva en hy sê, het God gesê? Sê twyfelagtigheid. Hy saai twyfelagtigheid, dis sy natuur. Hy's 'n twyfelagtige wese. Hy's 'n rebel en 'n twyfelagtige monster. En hy saai twyfel by Eva. God het gesê, en hy kom vra, het God gesê, julle sal sterwe? Hy kom betwyfel God se woord. Ja, God het gesê, ons mag nie van die boom eet nie. En hy sê toe God, jok, sê Satan is 'n leenaar. Satan is 'n leenaar. Die leenaar kom vertel vir Eva dat God eintlik 'n leenaar is. Want julle oë sal oopgaan en sal alles sien. En Eva dink toe, kom ons try dit. Moet dit nooit try nie. Sê vir ons, moet nooit try. When Jesus had to be crucified, Jesus knew his mission was to go to the cross to pay for your sin. That was his mission and vision and purpose.
And Satan tried to sidetrack him from that. Going into Peter, and Peter said to him, ja, jy moet nie nou doodgaan nie. Jy moet ons eers lei oorwinning oor die Romeine gee. My koninkryk sê van hierdie wêreld nie, Petrus, ek moet na die kruis toe gaan, sodat ek verheerlik kan word. Petrus vat nie, hy bestraf eintlik vir Jesus. Wat doen Jesus? Hy draai maar sê, get behind me, Satan. Halleluja. Be violent. As iemand ooit jou teekoppie wil lees, weet jy, smyt die teekoppie om. Dop hom net daarom en sê, los my teekoppie uit, dankie. As iemand jou handpalm wil lees, sê van, lees jou eie goedjies. Okay? Satan verskoon nie ignorance nie. Hy's wreed, ongenaakbaar. Hy het geen genade nie. Okay? So jy bly weg van die lotto masjien. Amen. Dus jy maak staat op die geluksgod as jy die lotto gaan. O, jy wil die lotto gaan speel, maar dan wil jou 10de gee. Hou jou 10de asseblief. Moet nooit daai tipe 10de na my toe bring. Gaan gooi dit in die asblik. En gaan vra vergifnis in Jesus naam. Amen.